Episode 24. Waar is Fleur? Klein Fleur se ontvoering het sommer groot konsternasie in Brakkenjan se huis veroorsaak. Ons held moes die arme Juliet troos terwyl hy desperate plan probeer beraam om sy dogtertjie te red. Die arme Fleur, wat 'n rede kan my lady tog gee om ons dogtertjie te ontvoer? Ek verstaan die hele affære glad nie. Sy moet haar net nie seermaak nie. Luister, my skat, ons moet nou probeer kalm bly en alles in ons vermoë doen om Fleur weer terug te kry. Ja, ek sal haar gaan soek want ek verlang daar. Ek wil haar terug hê. Aniesie, dit is jou plig om by die huis te bly en jou ma op te pas terwyl ek na haar gaan soek. Ek sal my maats, die musketiers gaan haal dat hulle my help. Ek gaan julle ook nie alleen hier by die huis laat bly nie. Ek sal iemand kry om julle dag en nag op te pas terwyl ek weg is en dan gaan ek nou maar eers totsiens julle twee. Brakkenjan, wees tog versigtig. Fleur is dalk in lewensgevaar vir al wat ons weet. Ek weet, Juliet, ek sal uiters versigtig te werk moet gaan. Moenie van die huis af weggaan nie. As ek iets van Fleur hoor, sal ek jou dadelik laat weet. Moenie jou so bekommer nie, Juliet. Ek sal ons dogtertjie weer veilig terugbring. Totsiens, my skat. Weet jy, Kraai, ons lewe in snaakse tye. Stel jou voor dat ek daarvan beskuldig word dat ek 'n kind ontvoer het. U het my laat roep, Eminensie. Dis reg, Willem, ek het jou laat roep oor 'n baie belangrike saak. Ek wil hê jy moet van my uitvind wie die skurke is wat Brakkenjan se dogtertjie ontvoer het en waarom hulle so 'n ding gedoen het. Is Brakkenjan se dogtertjie ontvoer? Hy dis verskriklik, Eminensie. Ek kan my ore nie glo nie. Dis ongelukkig waar, Willem, so ek wil hê jy moet vir ons uitvind waar die kind aangehou word en wie haar ontvoerders is. Goed, Eminensie, ek sal die hele wag inspann om te help soek. Doen dit gerus. Dankie, Willem, jy mag maar gaan. Reg, Eminensie. Dis u wel, Eminensie. Goed, Eminensie. Dis vir my 'n eer om u te dien. Ja? Ek weet nie hoekom nie, maar ek het 'n gevoel dat ons op 'n konfrontasie afstuur met Hertog de Blambeck. Ja, nee. Ek is seker dis hy. Hy probeer seker op die manier wraak neem, omdat ons altyd 'n stokkie voor sy gemeene planne steek. Doe maar, manne. Die oomblik as ek my oë op sy lelike bakkies leg, gaan ek hom pap slaan. Maar dis 'n goeie idee, Pom. Is net 'n lafaard wat 'n hulpelose kind ontvoer. Hy kyk, ek sien rooktrekke aan oorkant. Dit lyk vir my na 'n herberg. Ons kan die mense daar vra of hulle iets opgemerk het en dan kan ons sommer ietsie eet terwyl ons daar is. Jou kop dink ook net in een rigting. Die ginkrisis kan jou van jou maag laat vergeet nie. Ag, asie, ek het maar net voorgestel dat ons daar stop omdat Milady en Fleur kon geëet het as hulle hier langs gery het. En dalk is daar mense wat hulle gesien het en weet waarheen hulle is. Wel, of hulle nou daar was of nie. Ek dink in elk geval ons het 'n blaaskans nodig. Ek stem saam met jou, ons het ons kragte nodig. Kom ons eet iets by die herberg en laat ons perde rus. So ja. Hier sit lepel vol vir pappa. Ja, nou moet jy nog enetjie eet vir mamma. Tannie is darm baie vriendelik en baie mooi ook. Dankie, Fleur. Jy self 'n pragtige dogtertjie en soet daarbey. Maar ek kan nou teruggaan na my
maar Fleur, jy sommer nou weer by die huis. Jou mamma soek al klaar na jou, wie jy. Ons speel wegkruipertjie met haar en sy moet ons probeer kry. Daar sy nog haar. Dis 'n lelike plek, ek wil nie hier speel nie. Ek kom my mamma hê. Nee, huil nie. Net 'n oomblik. Ag nee, daar gaan die deksel sit. Jy gaan nie op die manier ontsnap, jou krijtje. Kom hier. Man, wat waai die wind nou met trekjes? Kom hier, jou trekjes. Hoor jy nou wat ek jou kom? Ag nee man, ek glo dit is al weer met nie. Ek kom nou hier sodat ek jou op my kop kan sit. Dis 'n grillerige boom nie, dit gee vir my die koue rillings. Ai nee, kyk, hier is iets nie lekker nie. Maar nee, weg is hy. Dit is 'n lelike groot grillerigheid. Dit is te aardig. Wat op aarde het met jou gebeur, Pom? Sê ons. Ja nee, jy's so wit soos 'n laken. Dit lyk behoorlik of jy 'n spook gesien het. Wat het jou so groot laat skrik, hè? Het is nou eintlik, julle sien, het is my ou pruitjie. Hy moes afgewaai sien. Ja, maar jy het hom weer teruggekry. So waaroor ontstel jy jou? Kry wie ons lik het jou beter laat voel. Nee, jy verstaan, het was 'n holboom. Ek dink jy moet van voor af begin en mooi aan ons verduidelik wat met jou gebeur het. Ag, armies, dis nou nie iets waarop ek my ou vingertjie kan lê nie. Maar toe ek my prik gejaag het, het ek op 'n grillerige plek afgekom. Is 'n holboom. Ek het nou niks gesien nie, maar ek kan my kop op 'n blok sit, dit spook daar. Ek wil nog nie by julle gesprek inmeng nie, Kafferlees, maar daar gaan deesdae snaakse dinge aan hier rond en is nie spooke nie, hoor. Net gister het hulle my 'n fortuin betaal net om 'n vrou en 'n dogtertjie hiernatoe te bring. Nou wat dink julle daarvan? Sê my, koetsier. Hoe lyk die dogtertjie? Beskryf haar vir my. Nou, ek het nie eens opgelet nie, maar nou ja, wat maak dit saak? Want die vir jou staat 'n dom en nou sal ou nie koetsier antwoord net die vraag. Dis baie belangriker as wat jy ooit kan dink. Kyk, ouma, as jy nie nou vir my vertel hoe die dogtertjie lyk, gaan ek vir jou baie kwaad word. Nee, Kafferlees, bedwing jou en los die arme man uit. Ek laat nie toe dat my kliënte so behandel word in my herberg. Hy's 'n ordentlike man. Ek ken hom en hy het niks gemaak nie. Beduie net vir ons presies waar jy die vrou en die dogtertjie afgelaai het, koetsier. Is julle dan doof? Ek het nou net gesê los hom uit. Hy het in elk geval te veel gedrink. 'n Mens kan jou glad nie steur aan wat hy kwytraak nie. As jy teenoorgestel en nie miskien waar nie. Is dit nie dalk dat die kerel te veel weet nie? As jy bang hy praat sy mond verby oor goed wat jy nie wil hê ons moet weet nie. Nee, nooit. Aanvaar gerus my raad en probeer kalm bly, Brakkenjan. Dit sal die beste vir ons almal wees. Ja, nee, meneer. Soos hulle daar my kontry sê, mense sien alles anders op 'n volmaag. Ek moet vir jou vertel, ek het jare gelede net so ondervinding gehad toe ek nog in Parys as koetsier gewerk het. Iemand het uit die bloute na my toe gekom en 'n klomp geld aangebied om 'n vrou en 'n dogtertjie iewers heen te vat in my koets. Hulle het my 'n klein fortuintjie aangebied, meneer, en my vooruitbetaal net om die vrou en die dogtertjie by die herberg te kom aflaai. Snaaks, né? Waarheen het hulle toe gegaan? Ek het geen idee nie. 'n Paar mans het hier vir hulle gewag. Die mans het hulle opgelaai en toe is hulle almal hier weg. Van toe af sit ek maar hier en wag. Wie weet, miskien is ek gelukkig. Ek meen, dalk wil hulle weer terug aan Parys toe en dan kan ek hulle vat. As ons met hulle klaar is, sal hulle nooit weer 'n koets nodig hê nie. Ek dink ons moet dadelik in die pad vat. Hulle kan nie te ver wees nie en dan kan ons hulle nog aanhaal. Sê my nog net een ding, die man saam met wie die vrou hier weg was die fleur de lis op hulle klere uitgeborduur of nie? Die fleur de lis, sê jy? 'n Blom? Ja, daar was 'n blom op. Dan was dit Blambek, die ondertuinse ding. Wel, dit bevestig net ons vermoedens. Ons het mos die hele tyd gedink as hy. Nou waarvoor wag ons? Kom ons gaan vang hulle. Hulle mag nie ontsnap nie.
Voorwaarts, val aan! En toe sit omval in plaas van aanval. Sy is een vir almal. En almal vir een. Hier gaat ons! Middag, meneer. Ek het my lady gaan haal en hierna toe gebring soos die beveel. Goed, laat haar maar inkom. Hertog de Blambek? Milady, ek het graag te Bongo die saak goed bespreek en besluit dat daar 'n boodskap aan Brackenjan gestuur moet word en ek wil hê jy moet dit vir ons doen. Ja, dis reg, meneer. Alles wat jy sê sal ek doen. Hier is die boodskap. Dit is 'n ultimatum aan Brackenjan. Ons het besluit ons gaan Frankryk se troon oorneem. En as hy of sy vriende die geringste ding doen om ons plan in die wiele te ry, sal hy nooit weer sy kind lewendig sien nie. Goed, ek verstaan. Ek sal sorg dat hy die boodskap so gou moontlik kry. En ek sal sy antwoord persoonlik vir julle bring. Net 'n oomblik. Ek dink ons moet daai inmenger 'n bietjie skrik maak en hom laat besef ons bedoel elke woord wat ons sê. Daarom beveel ek jou om een van die dogtertjies se ore af te sny en dan gaan lewer dit by sy huis af saam met die boodskap wat hy sy neus uit ons sake moet hou. Goeie genigtig, my heer, dink jy nie dis darm te erg nie? Ons het nie nodig om die arme kind te martel nie. Brackenjan sal in elk geval doen wat jy sê. Jy gaan doen wat jy beveel is, milady. Jy gaan dit dadelik doen. Nee, ek sal nie. Ek weier om so iets te doen. Dis wreed en onnodig. Ek sal die kind nie seermaak nie. Jy verstom my. Jy het ingestem om vir my te werk en ek sal nie toelaat dat jy klein koppie trek nie. Daarom gaan ek een van my wagte saam met jou stuur. Hy sal sorg dat jy doen presies wat ek van jou verwag. Die sonnetjie is maar flou. Ek is bly julle het vuur gemaak, anders was ons nou blou van die koue. Dit lyk my ek is uiteindelik op die regte spoor, Williemeer. Mooi so. Wat het gebeur? Vertel my alles. Ek was baie dors en toe gedrink ek iets by die herberg hier naby. Wel, ek sit nog so, toe daag Brackenjan en die musketiers daarop. En wat vind jy toe uit? Blykbaar het 'n vrou, dit kom 'n lady gewees, 'n klein dogtertjie so toe gevat. Daar is 'n man wat vir hulle wag, 'n koetsier, maar dit lyk my hulle het na 'n ander plek vertrek. Waarheen het hulle vertrek? Dat weet ek nie, maar die musketiers dink hulle is hier naby iewers in die digte bos. Breek die kamp af en pak op. Maak asseblief gou, ons moet data kry. Soldaat, gaan maak skerp die mes. Ek doen dit dadelik. Word wakker, my skytjie. Toe kom, ons gaan nou huis toe. Die speletjie is verby. Ek is so vaker. Jippie, ek gaan huis toe. Dis baie belangrik dat ons so stil soos muise is. Goed, ek beloof. Speel ons nou 'n ander speletjie. Ja, maar die speletjie is baie gevaarlik. Nou suk bang tannie. Toe maar, jy hoef nie bang te wees nie. Ek sal jou mooi oppas. Ek sal niemand toelaat om jou seer te maak nie. Dit beloof ek jou. Daar is hy. Hey! Stop! Bly waar jy is. Keer hulle voor hulle ontsnap. Sy's weg saam met die kind. Gaan sê vir Blambek. Goed, ek gaan. Verskoon my, ek het slegte nuus, meneer. My lady het ontsnap en die kind saam met haar gevat. Verduiwel. Julle gekke, ons moet hulle vang of ons is in die moeilikheid.
Wissels. Ek dink ons is nou op die regte spoor, Aramies. Ja, ek ook. Julle is reg, kyk net daai groot stofwolk daar voor in die pad. Kyk, wie is dit? Toe, Pom. Klim gou op. Ek dink ons het hulle gekry. Kyk daar, dis Fleur. Papi, papi, papi. Yay! Gooi neer julle wapens en gee oor. Ons is baie meer as julle. Julle sal nie lewendig uit 'n geveg met ons kom nie. Jy weet ons dan nooit oorgee nie op bleekgesog. Soos julle verkies Atos. As julle wil baklei, sal ons baklei. Val aan! Wat so? Wacht, ek gaan die helpen. Vat so 'n perd, jou groot lemmel. So, ek gaan vir jou regs sien, perdjie. Ons het gekom om julle te help. Dankie, Widimir. Soos jy kan sien, veg ons teen 'n oormag. Wat dink jy? Dis 'n goeie idee. Skud my blad, ouma. Help my iemand! Plankbek het klein Fleur gesteel. Help my, help! Iemand keer hom voor. Ek het jou lekker gekry nie. Kyk, as 'n man goed is, dan is jy maar goed, jong. Dis te vreeslik. Wat gaan ek doen? Oh. Arme Fleur. Hy tog. Wag, ek kom, Aramies. Vat my! Ek is jou baie dank verskuldig, Widimir. Dit was my eer, Aramies. Ja, ons kan nou net sowel terugval. Dis nou hopeloos. Ja! Brakkenjan. Ja? Brakkenjan sê vir my, waar's klein Fleur dan? Ag nee, ek glo dit nie.
Hulle het weer weggekom met my kind. Wie is dit? Wie is die gemeene hond wat haar gevat het? Wie dink jy sou dit gedoen het, ou vriend? Ek sal alles in my vermoë doen om jou te help. Vergewe my asseblief tog, Brakkanjan, en laat my toe om te help. Ek is seker as ons saamwerk sal ons haar kry. Brakkanjan, ek vertrek Parys toe. Ek moet sy eminensie gaan vertel. Ek vat 'n paar van my wagte saam. Die res van hulle los ek by jou. Jy mag hulle miskien nodig kry. Baie dankie vir jou hulp, Wiedimir. Maar kan ek jou 'n guns vra asseblief? Gaan asseblief na Juliet toe. Sê vir haar ons vorder goed met die soektog. Sê sy moet haar oor niks bekommer nie. Toe maar, ek sal haar gerus stel. Voorba! Ag, moenie so moedeloos lyk jou, Brakkie. Ons laat kry, man. Ons sal maar sien hy skurk wegkom met sy streke nie. Ai, maat, sal die musketiers ooit vir Fleur kry? Sal Blambek haar seermaak? Kom ons hou duim vas dat alles goed sal afloop en dat Brakkanjan en sy gesin gou weer gelukkig by mekaar sal wees. En die volgende episode kom Milady haar belofte na om vir Brakkanjan te help. En Bom sorg vir 'n verrassing wanneer hy die bose Blambek en sy trawante op die verkeerde voet betrap.